Welkom terug graad 12's. Vandag doen ons oefening 1.5. So oefening 1.5 sê vir ons, die volgende inligting is geneem uit die boeke van Thor Beperk, 'n publieke maatskappy op 30 Junie 2024 en 30 Junie 2025, die einde van die onderskeie finansiële jare. Dan vra hulle vir ons voltooi die geopende rekening in die algemene grootboek van Thor Beperk, bereken die korrekte netto wins voor belasting deur die verdelingsrekening uit die gegewe inligting te herkonstrueer, bereken die uitreikprys per aandeel waarteen die nuwe aandele uitgereik is. Goed, so nou kyk ons na die inligting wat hulle vir ons gee rakende die algemene grootboek om dit te bereken. Ons begin om te kyk na die saldo's uit die na-afsluitingsproefbalans van die 2-jarige eindig 30 Junie. Nou as ons kyk na die rekeninge wat hulle vir ons moet voltooi, gaan ons net vir die openingssaldo's kyk na die SAID inkomstebelasting sowel as die aandeelhouers vir dividende. En ons gaan kyk na die saldo's vir die jaar geëindig 2024. So vir aandeelhouers vir dividende gee hulle vir ons 22.500. So aan die kredietkant het ons dan Julie die eerste saldo afgebring 22.500. En as ons kyk na die SAID inkomstebelasting, sê dit ons het 'n debiet saldo van 13.400 gehad. So aan die debietkant het ons dan nou Julie die eerste saldo afgebring 13.400. So dit beteken die SAID skuld ons daardie 13.400 en ons skuld ons aandeelhouers 22.500 vir dividende verklaar in die vorige finansiële jaar. Nommer 2 sê dan vir ons die dividende verskuldig aan die aandeelhouers is op 10 Julie 2024 ten volle betaal. So ons gaan daardie betaling toon aan die debietkant, Julie die 10de, bank, KBJ 22.500. Verder sê hulle vir ons die verskuldigde bedrag van die SAID is op 12 Julie 2024 dan nou ontvang. So daarom gaan ons 'n kredietinnskrywing doen, Julie die 12de, bank, KWJ 13.400. Nommer 3 sê, op 30 Junie 2024 was daar 50.000 uitgereikte aandele. Dit sal dan nou getoon word in die gewone aandele kapitaalrekening en hulle sê ook vir ons op 1 September 2024 is 'n verdere 90.000 aandele uitgereik wat ook in die gewone aandele kapitaalrekening getoon sal wees. Op 1 Augustus 2024 is 'n interim dividend van 25 sent per aandeel verklaar. Die EFO's van die dividend aan die aandeelhouers is op 1 Oktober 2024 gemaak. So met ander woorde, ons moet nou na die datums gaan kyk, baie belangrik. 1 Augustus was voor die 1 September se aandele wat uitgereik was. So met ander woorde, ons gaan net kyk na hierdie 50.000 aandele wat uitgereik was teen 30 Junie. So vir daardie 50.000 aandele gaan ons dan nou 25 sent per aandeel verklaar. So aandeelhouers vir dividende aan die kredietkant het ons dan nou Augustus die eerste gewone aandele dividende, algemene joernaal en dis 50.000 maal met die 25 sent wat vir ons 12.500 gee. Hulle sê dan nou ook vir ons op 1 Oktober het ons dan daar die betaling gemaak aan die aandeelhouers. So aan die debietkant het ons dan nou Oktober die eerste bank, KBJ 12.500. Verder sê hulle vir ons voorlopige inkomstebelastingbetalings aan die SAID was as volg. So aan die debietkant van ons SAID inkomstebelasting gaan ons sê 2 Januarie 2025, bank, KBJ 44.800. Ons gaan ook hê aan die debietkant, Junie die 28ste, bank, KBJ 56.400.
Nommer 6 sê hulle, die direksie het 'n finale dividend van 36 sent per uitgereikte aandeel op 30 Junie 2025 verklaar. So baie belangrik, nou sê hulle 2025, so dit beteken op beide die 50.000 en die 90.000 aandele het ons dan nou hierdie 36 sent uitgereik. So dit gaan nou aan die kredietkant wees van ons aandeelhouers vir dividende met 'n kontrarekening gewone aandele dividende. Dis 50.000 plus die 90.000 en dan maal ons dit met die 36 sent wat dan vir ons 50.400 gee. Verder sê hulle vir ons hiervan is 5 sent per aandeel dadelik aan die aandeelhouers uitbetaal. Die res sal dan op 20 Julie 2025 ten volle betaal word. So ons moet nou 5 sent uitwerk van die 140.000 aandele. So aan die debietkant het ons dan nou Junie die 30ste bank en ons werk uit 5 sent van die 50.000 en die 90.000 aandele en dit gee vir ons R7.000. Goed, dan weet ons nou natuurlik ons kort by die inkomste belasting van die SAID-rekening, kort ons inkomstebelasting hier aan die debietkant, wat toon wat ons moes betaal het aan die SAID, maar hulle gee vir ons niks inligting rondom dit nie, so ons kan nou aanneem dat dit 'n balanserende bedrag sou wees, omdat hulle vir ons die saldo gee aan die einde van 2025. So ons gaan ons saldo toon, wat 30 Junie saldo oorgedra, 9.050, en dan ons saldo afgebring is dan 9.050. En wanneer ons dan nou die 44.800 plus die 56.400 plus hierdie saldo gee dan vir ons hierdie 110.250. So daarom weet ons dan nou dat ons inkomstebelasting bedrag 110.250 is. Dan weet ons dat daardie bedrag word dan nou teen ons verdelingsrekening afgeskryf, inkomstebelasting, algemene joernaal, 110.250. Dan gaan ons aandeelhouers vir dividende balanseer. Ons weet dit is dan die 50.400, onthou daardie is reeds klaar betaal, so ons kyk net na hierdie bedrag wat nog uitstaande is, daarvan het ons 7.000 betaal, so ons saldo oorgedra gaan dan wees 43.400 en ons bring dan daardie saldo af 43.400. En dan as ons na ons verdelingsrekening kyk, onthou hier moet ons dan nou ook toon vir die aandele, die dividende wat ons verklaar het gedurende die finansiële jaar. So ons het gewone aandele dividende en dit gaan dan nou wees die 12.000 plus die 50.400, want onthou ons kyk net na dit wat verklaar is, wat ons betaal het, maak nie saak nie, ons soek die verklaarbedrag en dit gee vir ons 'n totaal van 62.900. Goed, dan ons behoue inkomste kom ook aan die debietkant van ons verdelingsrekening en dit gaan dan wees die 153.550 van 2025 minus die 18.900 van 2024 wat vir ons dan nou 'n bedrag gee van 134.650. Dan weet ons natuurlik moet ons verdelingsrekening dan nou saldeer en ons weet dan aan die kredietkant kort ons nou ons wins en verliesrekening se bedrag en ons gebruik dit dan nou ook as ons balanserende bedrag, so wanneer ons hierdie drie bymekaar tel, kry ons 307.600, wat dan beteken die
Kredietkant moet ook 307.600 wees, so daarom sal ons verdelingsrekening bedrag ook 307.600 wees. Goed, dan sê hulle vir ons by 1.5.3, bereken die uitreikprys per aandeel waarteen die nuwe aandele uitgereik is. So dit beteken ons gaan kyk na die verandering in gewone aandelekapitaal en ons deel dit met die aantal nuwe aandele wat uitgereik was. So met ander woorde, ons gaan dan nou die verskil tussen die twee saldos van die 2 jare gebruik, so 792.000 minus 270.000 en ons deel dit met die 90.000 aandele en dit gee dan vir ons R5.80 as ons prys per aandeel.